Môre julle en welkom by nog 'n Woensdagoggendprogram. Hier tussen koffie en genade saam met my Lisel van Sail en ek sien so uit om die volgende 2 ure lekker saam met julle te kuier. So een ding is verseker en dit is dat alles konstant verander. Daarom kan ons nie net ons geluk en vreugde daarop bou nie. Dis nou feesseisoen en is tyd om te rus en met mense en familie en vriende te kuier. Dis 'n tyd om te celebrate, maar ook 'n tyd om terug te kyk wat gebeur het deur die jaar en aanpassings te maak. Niks bly dieselfde nie en elke jaar het sy eie ritme. So het elke seisoen ook sy vrug wat hy moet voortbring. Ons praat 'n bietjie nou, oor ware geluk en waar jy dit kan vind. Laasweek het ons 'n paar beginsels bespreek en vandag gaan ons 'n bietjie praat oor verandering en dat ons aanpasbaar moet wees. So as jy stuck in your ways is, gaan jy maar moeilik deur die lewe gaan en konstant kwaad wees, frustreerd en ongelukkig wees. So gemaak vir jou koppie koffie en kry vir jou notaboekie en kom kuier saam terwyl ons 'n bietjie gaan gesels oor aanpasbaarheid. En dalk is daar ietsie wat jy in hierdie van frustreerd en gaan teleurstel. Want jy besef wat in jou mag is en wat is buite my mag. Jy kan nie net dit beheer wat buite jou mag is nie. Jy kan net dit beheer wat in jou mag is. Soos jou keuses, jou gedagtes en wat jy gaan doen. Maar ek kan nie bepaal wat môre gaan gebeur nie en ek kan ook nie bepaal wat ander mense gaan doen en wat ander mense gaan besluit nie. So Romeine 12 vers 16 sê vir ons: Live in harmony with one another. Do not be haughty, snobbish, high-minded, exclusive, but readily adjust yourself to people, things, and give yourself to humble task. Never overestimate yourself or be wise in your own conceit. Om alles en almal te wil beheer is eintlik maar trots en selfsug. En dit kom maar eintlik net uit 'n wortel van vrees. So as jy ware geluk soek in jou lewe, moet jy leer om aan te pas of to bounce back. Om goddelike karakter te bou en nie elke keer uitmekaar uit te val as dinge nou nie presies so uitwerk soos wat jy beplan het nie. Jy kan nie beheer wat in jou mag is, jy kan nie beheer wat buite jou mag is nie. Soos ek gesê het, jy kan net dit beheer wat in jou mag is. En dit wat buite jou mag is, moet ons in geloof vir die Here kan gee. Want beheer sal altyd vir jou 'n valse sekuriteit gee. En jy gaan jouself en ander die heeltyd uitput en moeg maak. In Spreuke 14 vers 12 sê dit vir ons: There's a way which seems right to a man, and appears straight before him, but at the end of it, it's the way to death. So die volgende beginsel om by ware geluk uit te kom, is om die vermoë te leer om aanpasbaar te wees en te kan verander, in plaas daarvan om die heeltyd onveilig te voel en die heeltyd dinge wat buite jou beheer is probeer beheer oorvat. Om uit jou gemaksone uit te kan beweeg en iets nuuts te probeer en probleme te probeer oplos deur goddelike wysheid en insig en om anders te begin kyk na dinge om ons. Veral as jy in die huwelik is en jy het miskien 'n mindset van my way or the highway, dan gaan jy weet jy gaan die hele tyd probleme hê in daai situasie. So die mens moet die heeltyd jouself, of hoe kan ek dit stel, mens moet die heeltyd ander mense ook in ag neem en aanpasbaar wees vir hulle idees en wat is hulle opinie. En die heeltyd ook vra, luister maar, my man, my vrou, hoe sien jy dit? Hoe voel jy oor hierdie aspekte? Mekaar in ag te neem. Anders te gaan mens regtig ongelukkig wees in mense huwelik. En soos ek genoem het, ons is nou in die kersseisoen. En jy het sekere idees hoe dit gaan lyk, hoe dit gaan wees. Maar dalk is jy
20 verskillende mense met 20 verskillende behoeftes en sienswyses en verwagtings. En dis hoekom dit so belangrik is ook om ander mense in ag te neem. Geen wonder daar is so baie familiestryery en konflik hierdie tyd van die jaar nie. So maak 'n intentionele besluit om oop te wees vir ander se idees en hulle behoeftes ook in ag te neem. Wees aanpasbaar en groei en leer saam. En ons moet elke keer na 'n Kersseisoen gaan terugkyk en sê, okay, wat het gewerk? Wat het nie gewerk nie? Hoekom was daar konflikte? Hoekom was daar strynerissies? En elke keer sal mens sien is baie keer uit 'n hart van selfsug of mense wat nie wil aanpas nie, mense wat absoluut net ingestel is vir my behoeftes en wat vir my gaan lekker wees. En julle eintlik is hierdie 'n tyd om te gee. Want die een wat sy lewe vir ons gegee het, dis eintlik oor hom wat hierdie hele seisoen moet gaan, is om Jesus se geboorte te vier. En hoewel Jesus nie noodwendig in Desember gebore is nie, en baie mense kan sê, nee, maar ons moet nou juis nie Kersfees vier nie, en dit is nou verkeerd om te sê, Jesus is gebore, maar weet julle wat, die lank en die kort is, waar ook al ons geleentheid het om hom te vier, hoekom doen ons dit nie, en fokus eerder op dit, as wat ons wil stry en beklei en oneenigheid wil bring in hierdie tyd. Ons gaan weer 'n breek vat, en dan gaan ons 'n bietjie praat oor om te leer om te laat gaan, of to let go. So ek is nou weer terug. Welkom terug julle, ons praat 'n bietjie vanoggend oor ware geluk en om aanpasbaar te wees, veral in hierdie tyd van die jaar, wanneer ons saam met familie en vriende, en eintlik so 'n mooi tyd van die jaar, nie? So, die volgende beginsel wat ek oor wil praat is om te leer om te laat gaan, of letting go. So, leer om jou beheer oor te gee vir die Here. En dinge wat buite jou beheer is, soos jou laste, mense wat jou te nagekom het, teleurstellings, mense wat jou verwerp het. Moenie die bagasie van laas jaar saam met jou dra van, my sussie het my so hanteer, en my boetie het dit gedoen, en my ma was dit, en my pa was dit. En mag ons leer om te vergewe en aan te beweeg. So 1 Petrus 5 vers 7 sê vir ons ook, casting the whole of your cares, all your anxieties, all your worries, and all your concerns once and for all on him. For he cares for you affectionately and cares about you watchfully. Die Here weet presies wat jy nodig het. Die Here weet wat in jou hart aangaan en hy weet elke probleem en elke besorg wat ons in ons harte dra. En baie keer voel ons nie, ons moet die heeltyd beheer. Maar wanneer ons gaan beheer, gaan daar altyd 'n spirit of strife kom. Nou die is 'n strife met altwee met 'n F en met 'n V, met 'n kerretjie F en met 'n V. Strive want jy's 'n busybody en jy streef om die heeltyd net alles uit te sorteer soos 'n Martha, maar ook strive soos 'n bekleierig. En die twee gaan verseker hand aan hand. En ons wil dit nie hê in hierdie tyd en in hierdie seisoen nie. Want geen mens is veronderstel om iemand anders te beheer of te manipuleer nie. Net die Gees van die Here moet oor ons heers. Dis veroorsaak ook oneenigheid en waar daar beheer is daar ook nooit vrede nie. Want so 'n persoon is onvolgenoegd. En baie keer gaan dit ook gepaard met perfeksionisme. Dinge moet so gebeur en ons gaan dit nou so doen. En soos ek nou nog sê, my way of the highway. En dan gaan daar verseker onnodige onrustigheid wees en bekleierigheid wees. So, die motief is baie keer vrees. Want dis 'n vrees van mislukking, want nou as ek dit nie beheer nie en ek doen nie alles nie, gaan dit dan nie mooi uitwerk nie. En weet julle wat? Die pap kan maar brand.
Die koek kan maar 'n bietjie 'n swart randjie om ons sny hom net af. Ons maak planne, nê? En dit is ook baie keer daai ding van mense wil partymal nie vir ander mense ruimte gee dat hulle self is en dat hulle ook maar foute kan maak nie. En baie keer kom dit ook, hierdie hele beheer ding, kom partymal uit 'n vrees van verwerping. Want dit is ook baie keer hoekom mens in groot groepe partymal kry hierdie een persoon wat voel alles moet om my draai. Ek moet praat, ek moet my opinie gee, ek moet, en baie keer ook in 'n loud familie, is daar soveel opinies en almal stry amper vir aandag, en eintlik is dit maar net 'n vrees van verwerping. So dit is ook maar ook uit selfsug uit, want die groot ding is, ons moet al ons vrese, soos ons nou net gelees het, vir die Here gee. So as jy weet jy sukkel met so iets, of as jy weet, luister maar, ek is maar 'n controllertjie. Ek wil die heeltyd in beheer wees. Gaan 'n bietjie na die Here toe en vra, Here, maar wat is die wortel? Hoekom wil ek die heeltyd ander mense manipuleer? Hoekom wil ek die heeltyd die aandag op myself hê? Hoekom is dit vir my so belangrik dat ek moet beheer? En baie keer is dit, soos ek gesê, dan voel mens verskriklik belangrik, want jy het nog nie jou identiteit ontdek in die Here nie. En jou identiteit is nog 'n wortel in dit wat mense van my dink, en om aandag te kry, en daai aanvaarding is mens partymal so erg oor, dat mens heeltemal eintlik mense afsit, en soos ek sê, dit veroorsaak nooit vrede nie, en dan veroorsaak dit onnodige stryery en bekleiery, nê? En hoekom is dit eintlik so moeilik vir my to let go? Wat is dit wat my keer? Want iemand wat die heeltyd beheer, is ook die heeltyd ge-worried oor allerlei dinge. En hulle hardloop myle vooruit en skep 1000 scenario's voor iets nog kon verkeerd gegaan het. Het hulle al 100 planne gemaak, want hulle voel hulle moet die heeltyd die redder wees. Maar wat sê die woord vir ons? En kom ons gaan lees 'n bietjie in Filippense 4, vanaf vers 6 en ek gaan vers 7 ook lees. Do not fret or have any anxiety about anything, but in every circumstance and in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, continue to make your wants known to God, and God's peace shall be yours. En dit is hoekom die controllers nie altyd vrede het nie, want hulle voel hulle moet die God amper wees, hulle moet die redder wees, hulle moet die planne maak. En partymal is dit so belangrik net om te sê, Here, neem U oor. Just to be. Jy hoef nie die hele tyd alles om jou te beheer nie. En as jy regtig daai vrede wil hê, en kom ons hoor bietjie, hoe beskryf die woord nou hierdie vrede? As jy daai vrede wil hê, is dit nie dalk tyd vir jou to let go nie. Hulle sê in that peace, that tranquil state of your soul, assured of its salvation through Christ, and so fearing nothing from God, and being content with its earthly lot, of whatever sort that is, that peace, which transcends all understanding, shall garrison and mount guard over your heart and mind in Christ Jesus. As jy nie gaan leer om te let go nie, gaan jy nooit die vrede van die Here toelaat in jou lewe nie. So net jy kan kies om jou rebellie nou te stop en oor te gee. En die Here toestemming te gee om beheer te neem. Want anderste gaan jy die heeltyd, soos ek sê, in onvrede wandel. En die oomblik wanneer ons dit gaan doen, gaan daar vrede kom tussen jou verhouding en jou kinders, jou verhouding met jou man, jou verhouding met jou familie. So ons almal wil 'n vreugdevolle Kersseisoen beleef. En baie keer kom ons nie agter, dis oor ons striving, dat ons eintlik die risie veroorsaak en die onrustigheid veroorsaak, want alles gaan oor my way, soos ek gesê het.
So, mense gaan nie noodwendig dink soos wat jy dink nie. En dis oukei. Laat mense toe om te dink soos wat hulle dink. En gee vir mense die ruimte ook om net hulle self te wees. Kies jy vrede en ware geluk en plaas die res in die Here se hande. 'n Ander aspek van beheer is as jy jouself die hele tyd probeer vergelyk en sien wat ander het, en dan probeer jy vir God voorskryf wat jy dink die beste vir jou gaan wees. En dis ook die ding van mense wat so controlling is. Hulle is so onvolgenoegd. En dis hoekom daai skrif wat ons net gelees het is, jy moet die hele tyd in gebed jou behoeftes vir die Here gee, but also in thanksgiving. En dit is omdat ons partymal hierdie beginsels heeltemal mis in ons lewe. Nou word ons jaloers op almal en alles, omdat ons wil beheer en beheer en beheer. So ons kyk wat het ons kyk wat het anders, ons vergelyk, en nou is ons jaloers, want nou het hierdie ene beter of mooier as ek, en dis ook partymal hoekom daar in families is, en dan kan jy amper nie eers jou hart deel nie, want as jy vir jou familie gaan sê, dit gaan goed met my, of ek is voorspoedig, of ek het hierdie nuwe werk, of ek het nuwe, dan is hulle dadelik van, ja nee, jy's weer so lucky, en dan is dit so afgunstig. Dis ook maar mate van beheer. En dis glad nie mooi nie. So baie keer is ons nie op 'n goeie plek in ons lewe nie, nê? Dalk gaan dit nie so goed met jou nie. Dalk het jy nie 'n maklike jaar gehad nie. Nou gaan dit baie goed met jou boeties en sissies en jou skoonsis en die niggies en die neefies, en in plaas daarvan dat jy nou by God se voete gaan sit en jou laste vir hom te gee. Nou begin ons rond te kyk en te vergelyk. Wat het daai en wat het daai ene? En dan vergeet ons skoon van die beloftes wat die Here al reeds vir jou gegee het. En jy vergeet skoon van die deurbrake wat hy al wel vir jou gegee het. Ons sien dan nie eers meer die mooi en die blessings wat daar vir ons was in hierdie jaar nie. En ons sien nie die sleg en die lelik, en dan is ons ook glad nie gelukkig met ander mense se seën en se blessings nie. Maar een ding wat ons moet onthou, die vyand het geval as gevolg van jaloesie. En die is sy algemene tegniek, en veral in hierdie tyd van die jaar. Hy wil die hele tyd jou fokus steel, en dat jy juis nie die seën kan sien wat jy het nie, en dan wil hy jy moet oorgaan in jaloesie. Maar as ons nie die gevaar en die waarheid gaan besef wat die gees van jaloesie doen nie, gaan dit ons vernietig. Ons moet in alles teen ons opstaan vir die gees van jaloesie. Almal van ons gaan een of ander tyd hierdie battle moet fight, want dit is 'n geveg om by ware vryheid uit te kom. En actually is dit 'n geveg vir jou destiny. 'n Gees van jaloesie bring net dood waar hy kom. Dit vervloek, dit vergelyk, dit veroordeel, en dit gun niemand lewe en geluk om hom nie. Dit steel net die vreugde en die vrede, en dit vervloek nie net die ander persoon nie, dit vervloek dan ook jouself. Hoeveel moorde kon verhoed geword het as dit nie vir jaloesie was nie? Hoeveel verhoudings is nie gebreek as gevolg van jaloesie nie? Jaloesie verdraai letterlik die beeld wat jy het van daai persoon, en later gaan dit oor in haat. Jy sien dan letterlik daai persoon as evil, net omdat hulle nou vry is en gelukkig is en wel af is. Nou is ons jaloers op hulle. Die ironie van die hele saak is, jy wil nou baie graag hê wat hulle het, nie? Maar jy is nie noodwendig bereid om die pad te loop, of die opoffering, of die dissipline toe te pas, wat dit gevat het vir hulle om by dit uit te kom wat hulle vandag het nie. En dit is partymal soos 'n ysberg. Jy sien nie die punt, maar besef nie die pad, die kostes en die opoffering en wat hulle moes betaal het om daarby uit te kom nie. Jy het nie noodwendig die bereidwilligheid miskien as wat daai persoon gehad het nie. En by dit het jy dalk nie eers die salwing of die roeping wat daai persoon het nie. Want elkeen van ons het 'n ander roeping en het 'n ander salwing. Jy gaan die meeste vrug kan dra presies daar waar die Here jou geplaas het om jou roeping uit te lewe. En hy het vir jou salwing gegee vir dit wat
jou roeping is, moet dit nooit vergelyk met iemand anderste en begeer wat ander mense het nie. Anderste gaan ons in die strik trap, soos koning Saul. Geluk val nie net uit die lug uit nie. En soos Gary Player een keer gesê het, the more I practice, the luckier I get. En hier kom die motief van die hart net weer eens ten sprake. Dis uit die motief van jou hart wat jy jouself eintlik blok, en dis nie noodwendig luck en wie jy ken wat vir jou die sukses bring nie. Hoewel daar sekere tye geleenthede oor mense se pad kom, wat hulle self nie eers kon kies of kon die koneksies maak nie, en soos ek sê, sekere koneksies wat jou lei na sukses, dit gaan oor die motief van jou hart wat dit gaan oopsluit of toesluit. Want dit is juist die Here wat sekere deure toemaak en sekere deure oopmaak. Dis uit hom uit waar ons bonatuurlike koneksies ontdek. En dis wanneer jou hart op die regte plek is, dat hy op die regte oomblik daai koneksies bymekaar sit. Nou in Psalm 127, en ek gaan vers 1 en 2 vir ons lees, sê dit vir ons so mooi. Except the Lord builds the house, they labor in vain who builds it. Except the Lord keeps the city, the watchman wakes but in vain. It is vain for you to rise up early, to take rest late, to work the bread of anxious toils, en die klink soos 'n controller en 'n busybody, for he gives blessings to his beloved in their sleep. En dis een van die beginsels wat ek ook nogal by stil staan as ek my rus in die Here werkswinkel doen, is die Here gee vir jou wanneer jy in sy rus ingaan. Nie wanneer jy vooruit hardloop en jou eie plannetjies wil doen en jou eie paadjies probeer uitforceer en beheer en te kere gaan nie. Ons soek juist die guns van die Here. En dis hoekom ons moet ophou onsself vergelyk. En dis hoekom ons ophou moet lyk, wat het ek en wat het ek nie. En met alles in ons teen daai gees van jaloesie opstaan. Want anders dan gaan jy premature dinge probeer oopforceer en dinge probeer manipuleer wat buite die seisoen is. En dit is hoekom ons nie altyd vrug dra nie. En dan is ons nou lelik en jaloers op ander mense, maar ons het dit self veroorsaak. Nou in Psalm 118 vers 8 sê dit vir ons, It is better to trust and take refuge in the Lord than to put confidence in men. En daar is op 'n ander plek in die Bybel wat ook sê, Cursed is the man that make flesh his strength. Die ander probleem is, mense dink dan, omdat ek moet beheer oorneem, wat gebeur dan? Dan gaan hulle oor in 'n self-promoting gees. So nou is hulle besig, nie meer om God se koninkryk te bou nie, maar hulle eie koninkryk te bou. Jy veroorsaak dan nie net groot skade vir die Here se koninkryk nie, maar ook vir jou eie roeping. En dit is presies wat Saul vir ons hier kom demonstreer het. So, gaan dink 'n bietjie. Hoe hanteer jy ander mense? Is dit nie dalk hoekom jy jaloers is op jou skoonsis nie? Is dit nie hoekom jy eintlik afbreekend is met jou boetie nie? Is dit nie dalk hoekom jy die heeltyd dink jy is beter of jy is wat ook al, want jy is die heeltyd besig om te wil beheer. En dit is partymal wat ons ware geluk dan juis steel. Ons gaan net gou weer 'n breek vat en dan gaan ons 'n bietjie praat oor wat is jou verwagting van die Here. Ek is nou weer terug. Julle was kuier nou so lekker saam en ons praat 'n bietjie oor sekere beginsels en paar dingetjies wat ons aan moet werk, veral in hierdie seisoen waar ons by mense en familie en vriende uitkom. En nou wil ek ook weer terugkom en vir jou vra, wat is jou verwagting van die Here?
En baie keer is dit dat mens partymal seer gekry het of teleurgesteld was. En dit is dan ook hoekom ons dan voel nie, maar ek kan nie die Here totaal en al vertrou met my probleme en dit wat ek moet doen en al hierdie stres en goed wat ek het nie, want in die verlede het dinge nie noodwendig uitgewerk nie. Maar wat ons nie altyd onthou is partymal dat ons seker beginsels nie toegepas het nie in ons lewe. En nou wil ons dit op die Here blameer en sê, maar hy het my nou teleurgestel of hy was nie daar vir my nie en dis hoekom ek al hierdie goed moet beheer. En baie keer is dit mense wat ons teleurgestel het en dit is hoekom ons partymal oorgaan in beheer. En veral in hierdie seisoen, daar moet Kersgeskenke gekoop word en mense gaan op vakansie. Ja, dis alles lekker en goed, maar al hierdie goed kan ook ongelooflike spanning en onnodige druk in mense lewe bring, want dit is finansiële uitdagings. En dis ook partymal wanneer die man bietjie krapperig begin raak as daai mamma daar aankom en sy die hoeveelste dekorasie gaan koop. Nou die dag toe ek daar in die winkels en daar is net die mooiste Kersversierings. En ek weet hulle probeer ons regtig nou hierso arm maak met al die mooiste goed om jy moet nou hierdie liggies sê en jy moet nou daai en hoewel dit lekker is dit partymal dat hierdie goed onnodige druk ook in ons lewe sit. So mense kyk ook terug na die jaar en dan besef ons daar was mooi, maar daar was dalk ook seer. En dis hoekom dit altyd so belangrik is om ons vol te maak met God se waarheid en ons fokus veral in die tyd reg te kry. Want as ons begin materialisme of op wêreldse goed gaan begin fokus, of geskenkies en soos ek sê die vakansie en dit en dat en wie bring wat en waar gaan wie wees en veral as mens met groot groepe werk, dan kan dit begin chaoties raak. So Psalm 31 van vers 23 tot 24 sê vir ons: O love the Lord, all of your saints. The Lord preserve the faithful and plentifully pay back him who deals haughtily. Be strong and let your heart take courage, all you wait for and hope for and expect the Lord. So wanneer dinge nie lekker wil uitwerk nie, moet ons nooit oorhaastig ons eie plannetjies net begin doen nie. Dis juis hier waar ons moet bid en vra vir deursettingsvermoë. Ons moet leer om patiently te kan wag vir die Here. En dit is presies wat 'n hart van 'n goddelike warrior is, kan ek sê. Dis juis hier waar jy moet leer om te kan uithou en vashou in God se waarheid en te wag by hom vir deurbraak op sy tyd. Anders te gaan ons oorgaan in stres en worry en dit gaan dan baie bekleierery veroorsaak in ons lewe, omdat ons nie geleer het om te besef hoe om te wag vir die Here nie. En dis hoekom ek vra, wat is jou verwagting van die Here? Want baie keer dan dink ons nie, ons gaan net ons eie ding doen, ek moet hierdie ding uitwerk, en dit is dan baie keer hoekom ons oorgaan in stres. Nou in Jesaja 48, en ek wil vir ons lees van vers 17 en 18, sê dit vir ons: Thus says the Lord, our Redeemer, the one of Israel, I am the Lord your God, who teaches you to prosper. So wie leer ons van sukses? Wie leer ons van beginsels en hoe die lewe werklik werk? Ons gaan dit nie by mense noodwendig leer nie. Daar is menslike wysheid en dan is daar goddelike wysheid. Watter een wil jy hê? Dan gaan hy verder en hy sê, He leads you in the way that you should go. Hy lei ons. Hy wys vir ons. En partymal moet ons aanpasbaar wees. En nou kan ons nie daai duur vakansie kry nie. Ons moet nou tevrede wees met 'n goedkoper plek. Ons kan nou nie daai groot geskenk kry nie en ons moet aanpasbaar wees en tevrede wees met dit wat jy nou het. Oh, that you have heard all my commandments, then your peace and prosperity would have been like the flowing river, and your righteousness like the abundant waves of the seas. En dit is weer eens sê, wanneer ons kies om te wag, en by God te gaan hoor, en by hom vastigheid te kry, en nie soos 'n
afkop hoender rond te hardloop en die heeltyd ons eie ideetjies wil probeer realiseer en dinge in ons eie hande neem nie. Dit is wanneer daar vrede kom. Dit is soveel keer beter, nie, om alleen te wees by die Here, as om duisende planne en sukses te hê sonder hom. Want dit is juist daar wat ons dan ontdek wie hy vir ons is. So, daar is soveel skrifte wat vir ons oor en oor bemoedig om nie hoop te verloor nie en nie in vrees oor te gaan nie. Want die oomblik as jy hopeloos word of jy word benoud en jy's gestres, dan het die duiwel 'n field day. So kom ons lees 'n paar skrifte en ek hoop dit bemoedig jou sommer, want dalk is julle nou besig om deur 'n moeilike tyd te werk. Dalk sukkel julle op hierdie oomblik finansiëel. En dalk is dit ook 'n moeilike jaar vir julle gewees. Julle het dalk besighede verloor, dalk karre, dalk het daar weet soos laas jaar het my familie self ook deur baie verlies gegaan en ons as gesin, al ons boeties en sissies moes dit op ons eie maniere deurgewerk het en besef het, weet jy wat, die lewe bly nie altyd dieselfde nie. Ons moet aanpasbaar wees en ons kan nie net in alles beheer wat om ons aangaan nie. En dit is juis hier waar ons moet vashou aan God se skrif en by hom gaan hoop soek. So ek gaan vir julle so 'n paar skrifte lees en jy kan gerus dit ook net weer neerskryf en dalk ook in hierdie seisoen saam as gesin bely. So die eerste een is in Joshua Joshua 1 vers 9 en ons weet ook die hele verhaal van Josua en Caleb toe hulle die beloofde land moes inneem. En hier praat hy en hy sê, have not I commanded you, be strong, vigorous and very courageous. Be not afraid, neither be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. 'n ander pragtige skrif is weer in Johannes 16 vers 33 wat sê, I have told you these things so that in me you may have perfect peace and confident. En hier is weer 'n fantastiese skrif wat Jesus vir ons wil vasmaak van om in vrede te wandel. En hy sê, in this world you will have tribulations and trials and distresses and frustrations, but be of good cheer. Take courage, be confident, certain. For I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you and have conquered it for you. En hierso wil die Jesus ook vir ons sê dat ons hom ons vrede moet maak. Ons kan nie aanhou vashou aan ons stresse en ons bekommernisse en ons laste en dan as gevolg van dit wat ons so swaar dra, dan haal ons dit uit op almal en alles om ons en dan mis ons die mooi. En in plaas daarvan om hierdie wonderlike seisoen saam te vier, nou is ons so gestres oor finansiële druk en goeders, dan geniet ons dit nie eers meer nie. Deuteronomium 31 vers 6 sê vir ons, be strong, courageous and firm, fear not, nor be in terror before them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not fail you or forsake you. En dan het ons ook 'n pragtige skrif in Psalm 27 vers 14. Wait and hope for and expect the Lord. Be brave and of good courage, and let your heart be stout and enduring. Yes, wait for and hope for and expect the Lord. En ek love die deel wat hy sê, let your heart be stout and enduring. En dit is presies wat ons die hele tyd moet sê, Here, maak ons sterk, hou ons harte vas, laat ons nie in hierdie tyd laat vrees en bekommernisse ons so oorneem, dat ons hopeloos en moeg en depressief word in hierdie tyd nie. En 'n laaste skrifgie wat ek vir ons verlees, voordat ons net nog 'n breek gaan vat, is Jeremia 33 vers 3. En hierdie is my so mooi, en hy sê, call to me and I will answer you, and show you great and mighty things, fenced in and hidden,
which you do not know, do not distinguish or recognize, have knowledge of or understand. So maak dit vas vandag in jou hart en moenie toelaat dat vrees en hopeloosheid jou vashou en jou hart draai, sodat mens oorgaan in 'n spirit of strife en ontevredenheid en bekleierigheid nie. Maak dit vas en weet wie en wat die Here vir jou is. En ek weet, soos ek ook nou gesê het, baie keer het ons dinge wat buite ons beheer, wat buite ons beheer is. Ons het teleurstellings, ons het dinge wat gebeur het, ons het dinge wat nie uitwerk soos ons wil hê dit moet uitwerk nie. Miskien sou daar mense gekom het oor vir die Kersseisoen en nou kan hulle nie meer kom nie. Ag, daar kan baie dinge verkeerd loop in hierdie tyd. Maar mag ons dan nog steeds kies om 'n positiewe attitude te hê. Mag ons ware geluk kies. Mag ons strewe daarna om vrede na te jaag en met alles in ons te sê, Here, U is my sterkte, U is my krag, ek gaan my oë op U hou. Maak nie saak wat ek nou voel of ervaar in my lewe nie. En ook laat ons dit vir ons kinders leer ook in hierdie seisoen, veral dit kom by geskenkies, en baie keer dan wil hulle miskien nou hierdie duur foon hê en julle as ouers kan dit nie noodwendig bekostig nie. En ook vir hulle leer om met dankbaarheid dit wat hulle wel het in daai oomblik te waardeer en dit te geniet. Ek gaan nou weer terugkom en dan gaan ons 'n bietjie praat oor ware geluk kom wanneer jy totaal en al oorgee en op hom vertrou. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle, ons kuier lekker saam en ons praat 'n bietjie oor ware geluk. En ek wil nou net 'n bietjie stil staan en die hele beginsel bespreek van ware geluk kom eintlik eers wanneer ons regtig geleer het om totaal en al oor te gee en regtig op die Here te vertrou vir dit wat ons behoeftes is. Ons het al 'n paar van die beginsels oor gepraat van wat ware geluk vir ons bring in ons lewe. Maar op die ou ende, wanneer ons aan die einde van ons self kom en totaal en al oorgee, met alle vertroue op die Here en dan op hom leun, al sien ons dit nie op dadelik nie en al lyk dit donker om ons en al is dit de mekaar om ons, al voel ons alleen en onseker, ten spyte van die onsekerheid, vertrou ons en glo ons wie en wat hy is. Dit is wanneer ons dit eers gaan aktiveer, ware geluk. Want ons weet besittings en dinge in die wêreld kom en gaan. Dis onstabiel, dit gaan die heeltyd verander, soos ek gesê het. En dis hoekom ons moet aanpas en ons die heeltyd sê, Here, help my om die resilience te hê, to bounce back. Kom ons lees 'n bietjie in Romeine 12 en ek wil vers 1 lees. I appeal to you therefore, brethren, and beg of you, in a view of all the mercies of God, to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God, which is our reasonable service and spiritual worship. Ons behoort nie eintlik meer aan onsself nie. Ons is nou syne. En ons veg som vir sy koninkryk, maar dis ook hoekom hy vir jou veg. Want die Here weet nou, ons is nou saam met hom en ons bou sy koninkryk deur om in gehoorsaamheid te wandel, deur om te doen en te wees wie hy wil hê ons moet wees, maar so ook gee hy dan vir ons ook alles wat ons nodig het om sy koninkryk te bou. En dit is wat ons moet besef. Hy as koning gaan verseker voorsien alles wat jy nodig het, sodat sy koninkryk bevorder kan word. En dan wil ek vir ons sommer 'n skrifgie lees in Romeine 6 vers 13, wat vir ons sê, Do not continue offering or yield your bodily members and faculties to sin as instruments of wickedness, but offer and yield yourself to God, as though you have been raised from the dead,
to life and your bodily members to God, presenting them as implements of righteousness. So jy moet jouself totaal en al opoffer vir die Here. En dit is weer eens wat ons nou praat van jou hart, jou lewe en jou liggaam. En dit is daar waar mens dan moet besef, ek moet daai beheer oorgee. En wanneer jy dit gaan begin doen, dan gaan jy begin leer om aanpasbaar te wees. Dalk praat die Here al lankal met jou, maar daar's iets wat jou die heeltyd wil terughou. Mag jy vandag besluit, tot hiertoe en nie verder nie. Here, ek wil vandag totaal en al myself oorgee. Ek wil nie net meer my eie ding doen nie. Neem my totaal en al met al my foute en met al my gebrokenheid. Kom was my skoon. Kom vernuwe my hart. Word weer koning van my hele lewe en elke aspek van my bestaan. My plannetjies en my idees, dit werk nie meer nie. Here, ek gee dit vandag vir U. Lei my. Kom verander my gedagtes sodat ek kan dink soos wat U dink. En die was nou sommer 'n gebed wat ek namens jou gebid het. En kom ons lei onsself weer totaal en al. Ons gedagtes, ons gees, ons siel en ons liggaam, ons wil, ons emosies en ons gee dit vir die Here. Want onthou, die koninkryk van die Here werk heeltemal anderste as hierdie wêreldse koninkryk. En dit, ek noem dit altyd the way up is the way down, or the upside down kingdom. So dit is juist wat die Here sê, as jy eerste wil wees, moet jy laaste wees, en waar jy laaste moet wees, is jy eerste, en daar al hierdie beginsels wat sê, haal eers die balk uit jou eie oog, voordat jy in jou broer se oog die balk wil uithaal, en dit is so tot toepassing, vir die seisoen wat ons in is, waar ons tussen familie en vriende gaan wees, om in nederigheid te wandel, want dit sal letterlik jou lewe red, maar dit bring ook vrede en eenheid, waar ons dan saam kan celebrate en saam die lewe kan vier, en nie net uitgaan en sê, okay, maar wat is daar vir my, en wat is in vir my, en ons eie plannetjies maak, en die heeltyd ons maniere op ander mense afdwing nie. Nou om terug te kom by Romeine 12, en ek wil nou weer vers 3 vir ons lees. For the grace, the unmeritable favor of God, given to me, I warn everyone among you not to estimate or think of himself more highly than he ought to. Not to have an expert opinion of his own importance. En dit is die ding van baie keer kom ons so by mekaar en dan dink jy, weet jy wat, ek is baie belangrik. En ek gaan vir almal sê hoe hierdie ding werk en ons gaan dit so doen en ons gaan dit so doen en dit is nou presies waarvan ek nog die heeltyd praat. Julle, dit is nie mooi nie. En wanneer mens so lewe, gaan jy die heeltyd mense om jou seermaak en jy gaan ook mense baie afsit. Dan gaan hy aan en hy sê, but to rate his ability with sober judgment. So dink bietjie aan jouself en dan dink jy, is ek nie bietjie snobbish en dink ek is beter as ander nie. Each according to the degree of faith appropriated by God to him. So elkeen van ons, die Here het ander gawes vir ons almal gegee. Die Here het vir ons ander abilities gegee. Maar ons moet nooit dink die een is belangrik as die ander een nie. En dit is juist die, soos wat ek nou gesê het, vir mekaar spasie te gee, dat elkeen sy homself kan wees en ook homself kan uitlewe. Dat daar ook 'n bietjie lig kan skyn onder op iemand anderste. Dat jy so met iemand anderste ook kan celebrate. Dat jy nie net die hele tyd jou stories wil vertel nie, maar dat jy ook sal luister wat die ander te sê het. Die Here wil ook nie hê dat ons net niks van onsself moet dink nie. En dit is nou weer eens waar die balans inkom. Om 'n goeie, gesonde selfbeeld te hê, om te weet wie is jy. En die Here hou ook nie daarvan ons is 'n arme ek, selfbejammerend is nie, maar ook nie aan die ander kant arrogant en vol van onsself is nie. So, in die begin het ons nou gelees in vers 16, maar ek gaan nou weer bietjie by dit uitkom. En dit verduidelik het vir ons weer so in mooi in konteks. En dis hoekom ek dit in die begin wou lees, want dit is waaroor
dit alles gaan. Soos ek sê, in alles wat jy doen, jaag vrede na. En jy gaan nooit by vrede uitkom, as daar nie nederigheid is in jou lewe nie. Nou in Romeine 12 vers 16, kom ons lees net gou-gou weer daai vers, en hy sê, live in harmony with one another. Do not be haughty, snobbish, high-minded, exclusive. En exclusive is ook om ander mense sommer net uit te sluit. Jy praat nou net met hierdie een, jy praat nou nie met daai een nie. Dit is nie mooi nie, julle. Dit moet nie deel wees van ons gedrag nie. En dan kom hy by die beginsel, en nou wil ek dit bietjie net stil staan nie. En hy sê, but readily adjust yourself. En dit is waarvan ek praat van die aanpasbaarheid. To people and things. And give yourself to humble tasks. So, jy moet die heeltyd jouself aanpas. As jy sien, jy het hulp nodig om te kan, dan weet jy, hierdie mense het hulp nodig, so dan wees ondersteunend, gee empatie, gee iets van jouself. Hoe kan ons help? Ons moet aanpas. Aan die ander kant, dan sien jy ook, hierso is onregverdigheid, en dan moet jy weer aanpas, en sê, okay, en dis hoekom ons die hele tyd sober judgment moet hê, en goddelike onderskeiding. Wat is reg? Wat is verkeerd? Aan die een kant moet ons nie dink ons weet alles nie. Aan die ander kant moet ons ook nou nie weer arme ek het niks nie. Ons moet daai balans verstaan. En dis hoekom dit so belangrik is ook om agter te kom, okay, hierdie situasie werk nou nie uit. Ons het nou gepraat van aanpasbaarheid by mense, maar baie keer is dit dat 'n situasie nie nou uitwerk soos wat dit nou alles altyd uitgewerk het nie, of jy het nou gedink dit gaan so wees en nou is dit nie so nie. Maar nog steeds 'n nederigheid te sê, okay, alright, dit is nou wat dit is, in plaas van om ontstel te wees en die hele tyd daar te kla en te moan, as hierdie ding het nou nie uitgewerk nie, of jy het nou hierdie ding vergeet en dis hoekom hierdie en hierdie nou nie uitgewerk het nie, net te sê, okay, weet jy wat, ons kan aanpas, dis okay, ons gaan 'n plan maak, en dit is presies nou wat dit is, wat ons vandag by wil uitkom. En dan is dit ook in hierdie Kersseisoen, word bewus van hoe jy ander hanteer. Moet alles die hele tyd op jou manier gedoen word? Of neem jy ander mense in ag? Vra jy vir hulle, wat dink jy? Hoe dink jy moet ons hierdie ding doen? Of wil jy ook nou net die hele tyd hê, soos ek gesê het, die aandag moet nou net op my wees? Of reik jy 'n bietjie uit? Stel jy 'n bietjie belang? Soveel mense kom by mekaar uit en hulle het hierdie gesindheid van, wat gaan vir my lekker wees? Wat is in hierdie deel vir my? Wie praat met my? Is ek belangrik genoeg? En geen wonder, daar's die hele tyd minagting en bekleierery tussen familie partymal in hierdie seisoen. En dit is juist daar wat ons die hele tyd aan onsself moet werk. Ons moet die hele tyd aan ons attitude werk. Ons moet die hele tyd gaan kyk, Here, is daar dalk vrees in my lewe? Sit ek dalk nog met verwerping en dan projekteer ek dit met die mense om my en ek haal dit op hulle uit en dit is nie eintlik hulle skuld eers nie. Of dalk is daar goed wat in julle familie gebeur het, wat jy jare en jare nog saam met jou lewe, want jy het nie vergifnis nie en daar's onvergewensgesindheid. Dalk is dit tyd om hierdie goed te laat gaan. Nou, om regtig te kan verander en aanpasbaar te wees, het mens 3 elemente in mens se lewe nodig en ek wil gou-gou 'n bietjie dit vir julle verduidelik. So eerstens, mense kan verander wanneer hulle partymal genoeg pyn beleef het. En dan besef hulle, tot hier toe en nie verder nie. En ek praat nogal baie hieroor, as ek praat oor my burn-out en my rus in die Here werkswinkel van, mense is partymal op 'n punt wat jy agterkom, luister, ek is nou so moeg, ek is nou so uitgebrand, ek kan nie meer dit bekostig om 'n people pleaser te wees nie. So jy het soveel pyn en frustrasies en seer al, want jy is nou maar net alles vir almal en jy laat net mense oor jou loop en dan die pyn, dis goeie pyn daai, wat jou dwing om te sê, luister, jy kan nou nie meer net 'n people pleaser wees nie. Jy kan nou maar nie meer toelaat dat mense jou net misbruik en jy wil net die hele tyd alles vir almal wees nie. En dit is die eerste goeie rede om te verander, is wanneer mens pyn beleef. 'n Goeie voorbeeld ook daarvan is die verlore seun toe hy in die varkhok beland het.
baie keer wanneer jy trots is in jou lewe, is dit partymal al manier wat so 'n persoon verander is. Hulle moet partymal alles verloor en dan uiteindelik kan ek sê, dan drop die penny en dan besef jy, dit wat ek gehad het was baie beter en dan kom hy, soos die Bybel sê, then he came to his senses en dit is daai tipe pyn wat ek van praat. Die tweede element wat mens partymal nodig het om te verander, is wanneer iemand genoeg geleer het, sodat hulle kan verander. En dis hoekom ek so voorstander daarvan is, dat mens kursusse doen. En as ek nou weer 'n voorbeeld kan gebruik, is van my gesonde grense kursus, wat ek so 15 jaar, ek dink het ek begin met dit, maar die kursus self het seker so 5-6 jaar terug wat ek dit nou as in 'n kursusvorm begin sit het, wat ek dit nou begin deurgee het vir mense. En as ek net moet sien die transformasie wat van hierdie vrouens gekry, dan sit vir my mind blowing om te sien, net om die inligting te hê, om te kan verstaan, hoekom mag jy nee sê, en hoe lyk gesonde grense, en die myths wat ons geglo het oor die ongesonde grense, en ons partymal verkeerde gedrag die hele tyd ge-enable het, want ons het gedink dis liefde, en eintlik was dit nie uit liefde nie, dit was uit people pleasing, wat mens dink is ware liefde, maar ware liefde is partymal ook, hoe kan ek sê, om to speak the truth in love, en is partymal hard, dis partymal askies, ek kan jou nie meer help nie, en dit is natuurlik nou in konteks wat ek dit nou wil sit, en so partymal moet mens leer, want deur trauma partymal dan is daar sekere goed wat skade kry, en jou brein kry partymal letterlik skade ook, dan kan jy nie meer onderskei tussen verkeerd en reg nie, en dit is dan partymal wanneer mens dan net ja sê en ja sê en ja sê, want jy sien hierdie mense, en eintlik manipuleer hulle jou, maar jy oor-identifiseer so met hulle seer, dat jy die hele tyd ja sê, maar jy doen jouself die hele tyd skade. So, dit is hoekom dit belangrik is om kennis op te doen, en die Here sê, in all you're getting, get understanding. En dan die derde element wat mense help om te verander, is soms sal mense verander, omdat hulle genoeg ontvang het, om vir hulle die vermoë te gee, om te verander. So dit is ook baie keer wanneer mens deur 'n moeilike seisoen gegaan het, en jy deur sekere trials en tribulation gegaan, en ons gaan op 'n latere stadium bietjie daaroor praat, maar hoe die Here tot dit gebruik, ten goeie, om vir jou te laat groei, en te verander, en ook vir jou ietsie moois daar uit te bring. So, baie keer is dit dat ons net moet genade hê. Ons moet genade hê vir onsself. Ons moet genade hê vir ander mense. En ek wil vanoggend ook vir jou sê, gee vir mense die ruimte om te verander. Gee ook vir hulle die genade om te verander. Nie almal van ons have arrived yet nie. En eintlik gaan ons eers arrive die dag as ons doodgaan. So, mag ons in hierdie feesseisoen ook net 'n bietjie laat gaan, om grace te hê, om toe te laat ander mense ook hulle self kan wees. Moenie altyd almal deeltyd probeer voorskryf hoe, wat en waar nie, maar wees aanpasbaar. En mag die regtig 'n seisoen wees vir ons mekaar celebrate. Nie jaloers is en vergelyk, wat het jy, wat het ek nie, maar om in die oomblik dit te geniet, en mooi herinneringe, en ook mooi drome te skep, en dit wat ons graag wil hê. So, kyk, dink vir jouself, wat is dit wat jy graag wil hê? En gaan skep dit met jou gesin, met jou familie. Ons gaan net nou gou nog 'n breek vat, en dan gaan ek net 'n bietjie die paar punte wat ons vanoggend bespreek het, net weer bymekaar vat, en dan gaan ons net weer dit uiteensit. Ek is nou weer terug. Julle, dit is vir my so lekker gewees weer om vir oggend net weer saam met julle te kuier, en ek wil net al die punte wat ons nou oor gepraat het 'n bietjie vasmaak, en
waar ons nou net gepraat het oor aanpasbaarheid en flexibility. So eerstens, verandering is konstant. Daarom kan ons nie ons geluk en vreugde daarop bou nie. Baie mense sê ook, nee, ek hou nie van verandering nie, ek hou nie daarvan om die hele tyd aanpasbaar te wees nie. Ja, dit druk mense 'n bietjie uit jou comfort zone uit en ons gaan op 'n latere stadium 'n bietjie praat van comfort zone en hoekom dit partymal belangrik is en goed vir mense is net om bietjie gedruk word partymal uit dit is wat ons gemaksone is, nê? Nommer 2. Jou aanpasbaarheid en flexibility gaan bepaal hoe moeilik of hoe maklik jy met verandering gaan werk of nie. En dis hoekom dit so belangrik is om die hele tyd te kyk, okay, Here, waar moet ek werk? Waar moet ek 'n bietjie leer om aanpasbaar te wees? Nommer 3. Jy kan aanhou vashou aan beheer en dink dat dit gaan jou veiligheid gee en sekuriteit gee, maar eintlik is dit 'n valse sekuriteit wat onstabiel is en dit veroorsaak net onenigheid. Nommer 4. Om alles en almal te wil beheer is eintlik maar trots en selfsug. En die wortel van dit is eintlik vrees. En soos ek gesê het, dit bring net striwelinge en onenigheid. Nommer 5. Waar daar beheer is, sal daar ook nie vrede wees nie. Want so 'n persoon is die heeltyd onvolgenoegd en hulle is ongelooflik demanding. Nommer 6. As jy nie gaan let go of leer om dinge aanpasbaar te wees met veranderinge en dinge wat jy moet afsny, wat net te laat gaan nie, gaan dit vir jou baie moeilik wees om in vrede te wandel en ook toe te laat dat die Here jou lei in jou lewe. En dit is hoekom dit so belangrik is om die heeltyd te sê, Here, nie not my way, but your way. En dan nommer 7. 'n Gees van jaloesie bring net dood waar ook al dit kom. Dit vervloek, dit vergelyk en dit veroorsaak onenigheid en onmin. Dit gun niemand niks nie en dit gun ook nie geluk vir ander mense nie. Dit steel jou vreugde en dit vervloek nie net jouself nie, maar ook die ander persoon. Nommer 8. So wanneer dinge nie lekker wil uitwerk in jou lewe nie, moet jy nooit oorhaastig jou eie plannetjies maak nie. Dis juis hier waar jy moet leer om te bid en deursettingsvermoë om te kan wag. En dit is waar ek daai paar skrifte vir julle gelees het en is partymal so goed om wanneer jy buite beheer voel en wanneer jy voel, Here, daai angstigheid en daai vrees om hierdie skrifte oor en oor en oor vir jouself te bely. Nommer 9. Maak dit vandag in jou hart vas en moenie toelaat dat vrees en hopeloosheid jou vashou en jou hart wegdraai nie. En dan nommer 10. Om in nederigheid te wandel sal letterlik jou lewe red. En dit sluit soveel oop in mense lewe. So werk aan jouself. En kyk, waar is dit in my lewe waar ek moet nog leer om aan te pas? Waar is ek nog selfsugtig en waar dink ek net aan my eie belang? Mag ons in die seisoen by mekaar se harte uitkom en vier waaroor dit werklik gaan. Om dankbaar te wees vir dit wat die Redder vir ons kom doen het. Dat 'n Redder vir ons gebore is om vir ons werklik lewe te kon gee. Mag ons gesindheid verander en aanpasbaar wees. Elke Desember gaan anders wees. En dis oukei. Die punt is om dankie te sê vir die mooi wat hierdie jaar vir ons gegee het. Om vir die mense wat om ons dankbaar te wees. En vir hulle te sê wat hulle vir ons beteken. So mag ons 'n punt daarvan maak om spesifiek ook in plaas daarvan om jaloers te wees en te vergelyk en te sien wat doen jy en wat doen jy nie, juist te gaan dink, waarvoor is ek dankbaar vir my boetie, vir my sussie, vir my swaar, vir my skoonsis? Wat is mooi in hulle?
Wat is dit wat ek saam met hulle kan celebrate? As wat mens net ingaan en dink, okay, maar wat gaan hulle vir my beteken? En hoe belangrik is ek in hulle lewens? En dit is ook hierso waar ons moet leer om te sê, Here, ek sny af wat laas jaar gebeur het, die vorige Kersfeeste, hierdie is 'n unieke Kersfees en ek gaan in hierdie seisoen dit geniet vir dit wat ek nou het. So volgende week gaan ons 'n bietjie verder praat en dan gaan ons 'n bietjie praat van, lewe jy intentioneel of bestaan jy net? Julle, dit is partymal skokkend hoe die lewe net verby ons kan vlieg, want ons vat nie vas dit wat reg voor ons is nie. Ons is die heeltyd so besig om te hardloop na die volgende rush en na die volgende highlight en ons is so verslaaf aan entertainment en lekkerte en gemak dat ons partymal nie lewe in die oomblik en waar ons nou is nie. En dit is 'n baie belangrike aspek as dit ook kom by ware geluk, om te kan lewe vir nou. To be now, om in daai oomblik te wees. So nooi 'n vriendin uit en kom luister gerus saam met volgende week waar ons 'n bietjie daaroor gaan praat. As jy enige van die opnames gemis het of jy wil dalk weer enetjie luister of vir iemand stuur, is jy welkom om te gaan kyk op my webtuiste, dis yourdestiny.org.za. Daar gaan jy al die opnames van Hartklank ook kry, wat jy dan kan aanstuur en vir jou vriende en familie stuur. En ja, mag ons hierdie seisoen net weer ons harte reg kry en sê, Here, wat is dit wat ek hierdie jaar wil saamvat? Maar wat is dit wat U vir my in stoor het vir volgende jaar? En mag die Here vir jou opgewondenheid gee en net weer opnuut drome te gee en net weer vir jou opstuur om te sê, luister, ja, daar was dalk seer hierdie jaar. Ja, dinge het dalk nou nie uitgewerk soos wat dit moet nie, maar soos ek sê, daar is buite ons beheer. Wat het U vir ons nog in stoor? So kom ons sluit af, ek gaan net saam met ons bid. En mag jy die res van die oggend 'n lekker oggend hê en mag die Here jou hart ook net vashou. Dankie Here dat ons net vir oggend saam kan bid. Here, en ek dra elke luisteraar op na U toe. Here, U weet wat is elkeen se behoefte. U weet wat elkeen deurgegaan het hierdie jaar, die mooi en ook die sleg. Here, en ek bid dat U deur die Gees sal kom en kom genesing bring. Here, waar daar misbeliefs ingekom het, of die leuns van die vyand, Vader, dat U dit sal expose en sal wys, en dat ons dit sal laat gaan, en dat ons U vrede, U vreugde en U ware geluk weer sal aktiveer in ons lewe. Here, laat ons op dit sal fokus, wat goddelik is, op dit wat lewe gee, op dit wat oorwinning gee. En Here, dat ons nie die hele tyd sal fokus op dit wat verkeerd is en wat nie werk nie, en dit waaroor ons kwaad is en ontsteld is nie. Laat ons sal vergewe, laat ons sal deurbreek en dat ons ook sal leer wat dit beteken om aanpasbaar te wees. Dankie Here dat ons weet, dis net deur die Gees wat ons werklik kan verander, en wanneer U Gees 'n saadjie in ons hart saai. Ek bid vir vrede, ek bid vir opregte geluk en vreugde vir elkeen wat luister vanoggend in die naam van Jesus. Amen. Mag jy 'n geseënde wonderlike Kersseisoen hê en geniet die Kerstyd en die vakansietyd saam met jou gesin en jou familie. En mag dit ook 'n tyd wees vir ons dit wat rarig, dat ons sal saam celebrate en dat ons op dit eerder sal fokus as oor die negatief. Mag jy 'n awesome dag verder hê. Ons praat gou weer. Totsiens.